Ons is die afgelope weke besig met die ingrypende hoofstuk 12 van die Romeinebrief. Tot nou toe het Paulus ons gewys dat die essensie, die wesenlike van ons godsdiens is dat ons onsself aan God moet gee as lewende en heilige offers. En daarna het hy dit duidelik gemaak dat hierdie verandering by God, wat ons as mense se denke vernuwe, sodat ons eerstens vra of iets vir God goed en aanneemlik en volmaak is. En dan vandag kom ons by die eerste uitvloeisel daarvan, naamlik hoe ons as gelowiges teenoor mekaar moet optree. En dan lees ons in Romeine 12 vers 3 tot 8 iets daarvan. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. En dan lys Paulus verskillende moontlikhede van verskillende gawes van in verskillende omstandighede. Wonderlik dat hy dit so vir ons uitlig. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, met toewyding. As ons ander help, met blymoedigheid. Ons nuwe manier van dink begin by hoe ons oor onsself dink. Ons moet nie meer van onsself dink as wat ons behoort te dink nie. En daarin alleen sien jy al 'n totaal ander denkwyse as wat in die wêreld van vandag geld. Vir Paulus gaan dit nie daaroor om min van jouself te dink nie, maar om jouself nie te oorskat en mis te kyk dat jy ander mense en ander gelowiges ook in jou lewe nodig het nie. As jy dink dat jy sonder ander gelowiges kan klaarkom, dan is dit 'n moeilike ding as ons sê dat ons regtig nie net aan onsself dink nie. En die beskeidenheid beteken om jouself te sien as iemand wat ander om hulle nodig het, ook in hulle geloofslewe. En dit is om mense te laat besef dat hulle van ander afhanklik is, dat Paulus ook hierdie beeld van die menslike liggaam gebruik. Een liggaam bestaan uit baie verskillende lede, wat almal van mekaar afhanklik is. En al is ons dalk baie gelowiges, is ons vir gesonde groei en funksionering van mekaar afhanklik. En dit is om verskillende maniere van hoe ons van mekaar kan verskil, wat Paulus dan 'n onafgesluite lysie van gawes en bedieninge maak. Die belangrike wat ons vandag moet hoor, is dat jy ander mense in jou lewe en in jou geloof nodig het. Jy is nie 'n eiland wat op jou eie kan funksioneer en nie in die proses skade kry nie. Die wêreld sê dalk vir ons dat ons selfgenoegsaam en onafhanklik moet wees. Maar as die Here eers ons gedagtes nuut gemaak het, dan sal ons onsself sien vir wie ons is, afhanklik van ander en van ander se gawes, terwyl ons te gelykertyd besef dat ander van ons en ons gawes afhanklik is. Volgende keer gesels ons verder.